Vir baie tieners is akne meer as net 'n paar puisies. Dit kan hulle selfvertroue, sosiale lewe en selfs hulle emosionele welstand beïnvloed. Ouers voel dikwels raad op wanneer hulle sien hoe hulle kind met die verleentheid en ook frustrasie van akne worstel. Vandag is die produkspesialis by Cream Classic Skincare, Michelle Lou, weer hier om meer te vertel oor hoe akne beter behandel kan word. Welkom terug hier by ons. Môre Elsa. Goed, hoe word akne gegradeer? So ons het verlede keer so 'n bietjie gepraat oor wat akne is, Ja. maar dit is maar daai oortollige olie wat jy op jou vel het en natuurlik dan ook die bakterieële groei onder. Maar as ons dan spesifiek kyk hoe akne gegradeer word volgens dermatoloë, dan is dit mild, moderate, severe. Nou mild, moderate, severe sluit natuurlik dan in wit koppies en swart koppies wat jy dink is dalk nie so erg nie, maar jy kan nie regtig sien wat onder die vel aangaan nie. En daarna is dit daai geel puisietjies en dan ook verdere nodules en cyst wanneer dit nou regtig blinde puisies is en seer is. Maar mens moenie dink daai wit koppies en swart koppies is nie so erg omdat hulle in die mild klas inval nie. So jy moet maar alles behandel. so gou as Ja, jy moontlik. moet, want jy kan nie sien wat onder aangaan nie. Natuurlik. Nou, hoekom moet ek liewers dan nou nie druk of krap nie, want jy weet baie mense sukkel daarmee oor die algemeen. Wel, die ding is dit juk. So as dit begin juk, dan wil jy mos nou krap daarin en jy wil nie hierdie ding op jou snoet hê nie, so jy wil hom graag uitdruk. Maar wat gebeur is as jy eintlik dink aan akne, dit lyk mos nou maar so. So hy sit nou so in die vel. So die vel is bo-op en as dit nou 'n swart koppie is, dan het die swart koppie mos nou al deurgegaan en jy kan dan die gekleurde deel van sien waar dit met die suurstof gereageer het. Waar as jy dan nou begin druk, dan gaan die akne mos nou bo uitkom. Ja. Dan as dit 'n wit knoppie is, dan gaan jy hom nou druk tot daai boonste laag van die vel moet bars. Die probleem is wanneer jy nou druk, dan kom dit bo uit, maar jy het geen idee wat hier onder aangaan nie. En dis presies hoekom ons nie wil hê jy moet druk nie, want die bakterieë wat daar onder in sit, versprei dan. En dis hoekom my ma altyd vir jou gesê het, moenie net puisies druk nie, want dit gaan versprei. Dis eintlik daai bakterieë onder die vel wat versprei. En partykeer druk mens so hard dat jy dan kan letsels los. En dit kan jy dan later eers sien en jy kan dit nie regtig dan nou omkeer nie. So moet liewers nie druk nie, smeer maar liewers die goedjies. Ja, dit klink vir my goed. Julle het 3 produkte wat ook uitstaan wat kan help in die verband, né? Ja, en dit is nou juist hierdie 3 wat hier voor ons staan. So eers is die acne gel. Nou die acne gel gaan spesifiek daai bakterieële groei gaan dit stop. So dis propionine bakterieë, is 'n groot woord, maar dit gaan daai bakterieë doodmaak en voorkom dat dit verder versprei. So dis die eerste deel wat moet gebeur. Dan die tweede deel is dan jou evening acne mask. Dit is hierdie ene, die evening acne mask. Hom smeer jy dan aan om die poree binne-in los te maak sodat die olie kan uitkom en uitvloei. En dan laaste die glycolic acid 10% wat die boonste deel van die vel dan afskilfer sodat die vel oop is, dat jy dit nie moet stik en krap nie, dat die vel oop is om daai oortollige olie dan te kan laat uitvloei. So dis al 3 moet saamwerk. Dit is nou presies want ek wou vir jou gesê dit klink vir my asof 'n mens hierdie produkte dan nou saam moet aanskaf om Dis die ideaal as jy dit so kan doen, ja. Goed, nou watter soort bevochtiger en of sonskerm kan 'n mens dalk gebruik wanneer 'n mens akne het? Jy weet om seker te maak dit vererger dit dalk ook nie. So wanneer mens op topikale goed is, wil mens nie te veel op jou gesig sit nie om daai olie erger te maak nie. So jy kan byvoorbeeld Crème Classic se facial moisturizer of die Safari SPF 30 gebruik want hy gaan jou akne erger maak nie. Ja. Dis maar eintlik die goue reël. Maar jy moet 'n sonskerm dra veral wanneer jy akne behandeling doen want ons wil nie daai letsels hê nie. En dan dink ek baie mense wonder altyd want hierdie produkte is dan nou so goed. Jy weet, het hulle 'n voorskrif nodig om dit te kry? Nee, hierdie topikale goed wat jy oor die toonbank kan koop, het nie voorskrifte nodig nie. Dit is altyd raadsaam as jy dokter dalk vir jou voorskrifte gee, want dan kan dit deur jou mediese fonds gaan ook. Maar jy kan letterlik môre na die winkel te loop en jy kan jou akne produkte gaan koop van die toonbank af. Is daar miskien enige ander wenk of dalk 2 wenke wat jy met ons kan deel na aanleiding van dit wat 'n mens moet weet wanneer 'n mens akne behandel? Dis belangrik om jou gesig gereeld te was. So daar is 'n Safari cleansing bar wat ook 'n antibakterieel is, so dit gaan klaar ook help daarmee, maar jy moet ook nie jou gesig te veel was nie. En dan een baie goeie tip wat ek dalk vir die sportmense kan gee wat veral akne op die rug het is, jy kan hierdie glycolic acid as jy klaar geoefen het, smeer 'n laagie daarvan op, want daai sweet en warm en hitte wat jy vir daai gedeelte van die akne skep daar, wil jy eintlik stop. En dis waar jy die glycolic acid kan gebruik om net so dun laagie oor te smeer en dan gaan jy aan.
Michelle, baie dankie. Dankie. Goed, so as jy 'n tiener is wat met akne sukkel, onthou dat jy nie alleen is nie en dat daar geen rede is om skaam te voel nie. En aan ouers, jou ondersteuning en vroeë behandeling kan 'n groot verskil aan jou kind se selfbeeld en lewenskwaliteit verseker. Beskikbaar by uitgesoekte Dis-Chems apteke, Takealot en aanlyn by www.cremklassiek.co.za.